vanaand se storie is nou typiese, soos ek sê, 'n Maklandse storie uit my tyd gewees. Toe ek 'n kind was dit mis nou een ding wat ons baie gedoen het. Ons het baie geswem. Maar jy weet, ons kon eintlik maar net bo die water bly. Dit is nie noodwendig dat ons goeie swemmers was nie, maar ons was goeie swemmers in die sin van ons kon swem. Maar as ons nou resies moes gaan swem saam met ander in swemgales, dan sou ons nou nêrens gewees het nie. En natuurlik die swem wat ons geken het was 'n reservoir. So meeste plekke, meeste huise het 'n kleiner reservoir gehad, maar ons was nou die pastorie, ons het groot gronde gehad en daar was 'n groot reservoir gewees. Ek dink in die dorp het ek geweet daar was een onderwyser en dan was daar die burgemeester van die dorp. Hulle het swembaddens gehad. Daar was seker nog mense wat ek nog net nie van geweet het. So in die hele dorp was sê maar 2 swembaddens en miskien nog 2 of 3 wat ek nie van weet nie. Maar die reservoir was nou maar die ding waar ons geswem het en die pastoriese reservoir was nou eintlik die by mekaar komplek waar al die kinders almal natuurlik nou van ons ouderdom, ons maats en ons klas weet wat saam in die klas is en saam in die skool. Ons het maar as dit so warm is dan uit die dorp gekom en dat ons geswem. Man, dit was ook direct 'n lekker besigheid gewees en dit was 'n lekker reservoir gehad en ons het dan so 'n meter hoë muurtjie gehad waar daar 'n watertentjie opgestaan het en dan kon jy nou daar op die muurtjie klim, maar kon jy nou in die dam spring en daar was er 1 of 2 ouens dink ek wat kon duik van daai dingetjie af, maar verder ons kon nie duikie, ons kon net in die water inswem. Dit was vir ons goed genoeg geweest. Waarvoor wil ons in die water duik as ons maar net kan inspring? So dit was vir ons 'n heeltemal ander storie. Toe ek nou natuurlik toe nou college toe gaan om te gaan studeer, toe is ek verlede week vertel van die LO eksamen en dit wat toe daar gebeur het. En hierdie is nou weer so 'n storie van meneer De Beer en hierdie keer was dit nou 'n storie waar ons nou in die swembad was. Kyk, dit was nou een ding en ek het verlede week genoem dat as jy op 'n Vrydagmiddag swem gehad het of 'n LO gehad het, dan het jy maar swaar geëet in jou middagete daar in die koshuis, want jy het geweet as jy nou moet gaan swem, dan kan dit nou gebeur dat jy nou die kos nou op 'n manier gaan verloor in die proses. So dit was maar altyd 'n swaarigheid om daai spesifieke LO periodes te begin. En dit is nog op 'n Vrydag ook. So voor die naweek begin jy nou eers die pyn en lyding ervaar. En die spesifieke dag, dus het nou ook het type van 'n eksamen. Ons moet nou almal van die hoë plank gaan duik en dan kry jy nou punte daarvoor. Nou nommer 1 kon ek nie duik. Ek het nie geduik geken nie en ek kan vandag nog nie duik nie. En dan die tweede ding is hoogte, want weet jy, daai hoë plank is so hoog dat dit lyk sommer of daar wolkkrabber is. Weet veral vir my wat nog kort ook is en ek wil nie ken van hoë plekke nie, want alles is mos in 'n Makland weggooi, alles is mos plat. As mos ruimte, so hoekom wil jy in die lug gaan? Gaan net weier, want daar's plek. So vir my om te sien die hoë plank, dink ek myself nou waarvoor in die hoë plank kan ek nie sommer net hier afduik. Ek is mos nou hier by die water. Dit is nie nodig dat ek daar op daai trappies opklim en dan is dit nog hoogtevrees toe. Uiteindelik toe word dit nou my beurt dat ek het ook nog nie 'n keuse nie, as jy nie duik hier dan kry jy nie punte en dan dryf jy. En nou gaan klim ek op daai ding, maar weet ook nog bo kom, nou voordat ek op die plank is, dan staan ek bo. En dan kyk die storie, wie ek sien daar van daai swemmers op plank af, sien ek die Tooi-skroef pas. Ek sien hier so Parel se berg, Paul Rock sien ek. En ek sien tot daar regdeur, daarna se Lauries pas, daar in die strand se wêreld. Ek sien dwars net so hoog is dit. En ek dink wanneer ek kyk so af hier na onder toe, en dit lyk want is hier so in die dieptes wat ek nou hier moet afduik en ek weet nie om te duik nie. En so gaan bestyg ek nou die plank en ek gaan staan daar op die punt. En weet nou is daar geen uitkomkans vir my. Nou kyk ek vir meneer De Beer, vir meneer Ore. Hy weet ek kan nie duik nie. En ek dink hy het geniet dit so half. Maar op 'n manier het hy toe nou gesien ek is in die nood hier. Nou staan my maats en hulle moedig my nou aan, jy weet hulle wil nou graag ek moet dit reg kry. Hulle wil graag ek moet dan ook nou 'n punt kry sodat ek daarom ook die duik eksamen dan nou deurkom. So gebeur dit toe nou maar dat ek te meer oor sien toe, maar ek gaan nie die ding kan doen nie. Hy sê toe vir my, hy sê al wat jy nou doen, hy verduidelik toe vir my, al wat jy nou doen, jy steek jou hande hoog in die lug, en dan val jy vorentoe, maar jy moet op daar aan die ander kant, jy nou vir jou 'n teiken kry, waar jy voortdurend kyk, jy gaan nooit die oog daar afhaal nie. En ek volg sy instruksies nou baie mooi, ek het eintlik toe die moed by mekaar, en ek strek my arm so hoog uit, en ek kry daar 'n verpunt, dit is so
hoë gebou wat daar in die Parel was. Ek dink dit was die polisiegebou daai tyd gewees, wat ek toe kon sien. En ek besluit, ek kyk nou vir die bokant van daai gebou, en ek maak nou presies soos meneer Oor vir my verduidelik het. En die volgende oomblik toe ek moet kyk, toe tref ek die water. En toe ek ingaan, weet nog, gaan jy lekker diep en ek spartel uit tot bo, en weet diep bekommerd, weet hoe die tyd nog gegaan het, en ek spartel tot bo, want ek wil nie verdrink op iets, ek is bang vir die diepe waters. En toe ek bo kom, uiteindelik, en ek sig so 'n slug van lekker diep, haal ek asem, en ek slug van verligting, en ek swem so op my manier terug na die kant toe, en toe ek uitklim, toe begin die ouens almal vir my hande te klap. En was dit nie 'n wonderlike oomblik vir my gewees nie. Iemand wat nie kan duikie. Nou goed, ek het nie 'n goeie punt gekry nie, maar ek het dit gedoen. Ek het die waagmoed aan die dag gelê, en ek het daai hoë hoogtes nog steeds nie oorwin nie, en ek kan nog steeds nie duik nie, maar daardie een keer in my lewe, een keer, het ek die instruksies mooi gevolg om te duik, ek wou graag die punt hê, ek moes deurkom, en ek het die punt nodig gehad, en ek het gemaak soos my oor gesê het, en ek het dit geduik, en ek het dit gedoen, en ek is vandag nog, is dit iets wat ek onthou, is vir my kosbaar, om te dink aan meneer De Beer, en wat vir my baie spesiale dosent was, en dat ek toe nou kon, doen wat hy vir my sê, dat ek het kon regkry, en ek het my punt gekry, is dit nie 'n wonderlike ding nie, dit is net iets wat van my kosbaar is. As jy ook iemand is wat daar toe na Makkeland kom, wat ken van reservoirs, en nie van swembad, ek dink daai tyd het heeltemal verander, deesdae het almal moes maar 'n swembad, al is dit 'n opslaan swembad, of die meeste mense, en wat so bevoorreg kan wees, ja, ek is nog steeds nie by 'n plek met 'n swembad nie, ek is nog steeds nie lief vir swem nie, maar ek is lief vir 'n reservoir.